Psalm 112 vers 7 sê, hy vrees nie vir slegte tyding nie. Sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. Ons leef in 'n tyd waar daar baie slegte tyding is. Die menslike brein het 'n manier om slegte nuus, negatiewe nuus, vinniger op te neem as goeie nuus. Klaarblyklik word dit toegeskryf aan die drang na oorlewing. Maar ons word oorrompel deur slegte nuus, slegte tyding. En jy moet jouself pantser teen slegte tyding. Neem beheer oor die vrees wat slegte tyding bring. Vrees is jou grootste vyand. Hy vernietig nog voordat die eintlike gevaar naby is. As jy nie beheer oor vrees neem nie, sal vrees beheer oor jou neem. Oor jou emosionele lewe, oor jou geloofslewe. Vrees sal ook jou gesondheid ruïneer. Wees baie waaksaam wanneer jy slegte tyding ontvang of voortdurend blootgestel word aan slegte nuus. Neem ook beheer oor jouself. Bring jouself tot bedaring wanneer vrees jou bekruip. Praat met jouself. Neem beheer oor al jou negatiewe gevoelens. Praat met jouself. Psalm 42 vers 6 sê, wat buig jou neer, o my siel, en is onrustig in my. Hoop op God. Hierdie is 'n wonderlike keerpunt, 'n positiewe selfspraak en 'n weiering om nog langer neer te buig voor angs. Maar dit is belangrik dat jy sal praat met jouself. Spreek daardie neerdrukkendheid aan. Spreek daardie hopeloosheid aan. Maak jou siel gerus en kies om weer op die Here te hoop. En aan die laaste plek, verskuif jou fokus. Verskuif dit weg vanaf die slegte nuus na goeie nuus. Dit waarop jy fokus, is dit wat jou sal beïnvloed en sal vorm, negatief of positief. Fokus op die Here. Fokus op sy genade en op sy barmhartigheid. Hemelse Vader, ek bid vandag dat jy ons sal krag gee om staande te bly in 'n wêreld vol slegte tyding, om hoopvol te bly, om die Here ons vertroue te maak, om vas te staan in geloof, in die wete, die Here is ons anker en ons hoop en ons lewe. In Jesus naam bid ek dit. Amen.